Baie welkom by ons Kruistienersles vir die week. Ons is heidaglik in Parasha Terema en vandag gaan ons bietjie kyk hoe die tabernakel as skaduwee van die Messias dien. In Eksodus 25 begin die bloudruk vir die Mishkan, die tabernakel of woning. Abba Vader begin egter nie met bakstene of sement of selfs belasting nie, maar met die menslike hart. Die oproep is vir 'n terema, 'n vrywillige offer of bydra wat opgehef word. God sê vir Moses in Eksodus 25 vers 2, sê vir die Israeliete dat elkeen wat graag wil vir my 'n offer kan bring. Dit is van kardinale belang. God se teenwoordigheid in die kamp begin by gewilligheid, nie verpligting nie. Hy soek nie jou besittings nie. Hy soek 'n verhouding wat op vrye wil gebou is. Die lysmateriale in Eksodus 25 vers 3 tot 7 was die rykdomme wat die volk uit Egipte saamgebring het. God vra hierdie spesifieke items omdat dit nie net fisiese boustowwe is nie, maar kom ons sê geestelike piksels wat saam die beeld van die komende Messias vorm. Voordat God in die Kodesh HaKodashim, die allerheiligste kon woon, moes die mense eers plek maak in hulle harte deur vrywillig prys te gee wat vir hulle kosbaar was. Hierdie fisiese tent was die bloudruk vir 'n groter, ewige werklikheid. Die koms van Yeshua, die Messias, wat die uiteindelike Mishkan sou word. Ons sien die parallel tussen Abba Vader wat in Eksodus tussen en in sy mense wil kom woon, en lees dan in Johannes 1 vers 14, dat Yeshua mens geword het om tussen ons te kom woon, en dit is die vervulling van God se belofte. Vir 'n tiener vandag is die terema beginsel die fondament van jou geloof. Verhouding met God is nie 'n lys godsdienstige reëls wat op jou afgedwing word nie. Dit is 'n uitnodiging. Jou tyd, jou energie en jou talente is die materiale waarmee God sy koninkryk in jou skool en sosiale kringe wil bou. Hy soek nie jou moed nie. Abba Vader soek jou wil. As jy die Mishkan sou nader, sou jy 'n hiërargie van metale sien. Hoe nader jy aan die direkte teenwoordigheid van Abba Vader beweeg, hoe meer verfyn word die metale. Van koper in die voorhoof tot suiwer goud binne in elke metaal, vertel die storie van Yeshua se karakter. Kom ons begin en kyk na die goud. In Eksodus 25 vers 10 tot 40 sien ons die ark, die tafel en die menorahs van goud gemaak. Dit verteenwoordig die goedheid, koningskap en heerlikheid van Yeshua. Alles binne die heilige deel weerspieël sy goddelike natuur. Dan die silwer. Ons lees in Eksodus 26 vers 19, dit is die 40 voetstukke van die panele en die hakke aan die pale. Dit verteenwoordig verlossing of losprys. Die hele raamwerk van die Mishkan het gerus op silwer voetstukke. Die menslike struktuur staan op 'n fondament van verlossing. Silwer was ook die prys om 'n siel los te koop. En dan laastens koper of die brons, die altaar en die voetstukke van die binnehof, soos ons lees in Eksodus 27 vers 1 tot 19. Nou koper verteenwoordig oordeel en lyding. Koper kan vuur weerstaan. Dit wys heen na Yeshua wat die vuur van God se oordeel oor sonde aan die kruis verduur het. Hierdie metale weerspieël ook die pad wat Yeshua geloop het. Hy het sy goddelike heerlikheid, die goud, verlaat om die prys van verlossing, silwer, te betaal deur die oordeel aan die kruis, koper, te dra. Dit herinner ons dat ons slegs die goud van God se teenwoordigheid kan binnegaan, omdat Yeshua die koper van oordeel namens ons hanteer het. Die gordyne van die Mishkan, soos ons lees in Eksodus 26, was 'n profesie in kleur. Elke draad wat ingeweef is, vertel 'n storie van wie Yeshua is en wat hy kom doen het. So die eerste kleur wat hulle moes gebruik is blou. Dit was 'n skaars kleurstof verkry deur 'n skulpvis
en dit verteenwoordig Yeshua se hemelse oorsprong. Dit herinner ons dat hy die een is wat uit die hemel neergedaal het om by ons te wees. Dan het ons pers, en dit is sy koningskap. In antieke tye was pers die duurste kleur, en dit is gemaak deur blou en rooi te meng, wat dui op Yeshua wat uit die hemel gekom het om mens te word en tussen ons te woon. Hy is die perfekte kombinasie tussen hierdie blou en rooi om pers te vorm. En dan het ons ook bloedrooi om sy offerdood te weerspieël. So, ons sien hierdie prentjie van 'n letterlike wurm van skarlaking, of die crimson worm, in Hebreëus die Tola Atshani. Wanneer die moederwurm gereed is om geboorte te gee, heg sy haarself aan 'n boom vas, wetende sy sal sterf. Haar liggaam laat 'n rooi vloeistof los, wat haar eiers beskerm en rooi vlek. Na 3 dae word die oorblyfsels van die wurm wit soos sneeu, en wanneer die oorblyfsels van die boom afval, word dit gebruik in medisyne. Dit is 'n kragtige beeld van Yeshua, wat homself aan die boom, die kruis, gegee het, sodat sy bloed ons kan bedek en nuwe lewe gee. Ons het ook die wit linne of die shesh, en dit dui op sy volmaakte geregtigheid. Dit is hoëgehalte linne uit Egipte en verteenwoordig reinheid en skoonheid. En in die linne is cherubs uitgeborduur. Kom ons bespreek gou die Hebreëse letters van cherub. So dit bestaan uit 'n kaf, wat palm of bedekking wys, 'n resh, wat hoof of hoogste, en bet, 'n huis. So as ons dit nou alles saam sit, sê dit die cherub is die bedekking van die hoof se huis. En ons weet, hulle het wag gehou in die tabernakel. Dit is die wagte van God se teenwoordigheid. Ons weet ook, na die sondeval het God 'n cherub aangestel om oor die tuin van Eden wag te hou. Die raamwerk van die Mishkan het bestaan uit panele van akasiahout of shittim, soos ons lees in Eksodus 26 vers 15. In messiaanse tipologie word akasiahout dikwels onverganklike hout genoem, omdat dit in die woestyn groei en natuurlik bestand is teen verrotting en insekte. In die tabernakel is hierdie hout altyd met goud oorgetrek. En dit is die uitbeelding van Yeshua se menswording. Kom ons breek dit gou af. So die hout is Yeshua se onverganklike mensheid. Hy was 'n mens soos ons, maar sonder die verrotting van sonde, sonder die insekte wat kom wegeet van hom. En dan die goud is sy goddelikheid wat sy menslikheid omvou. Eksodus 25 vers 8 sê dat God tussen ons wil woon. Hy het nie gekies om tussen ons te woon as 'n verre God nie, maar hy het menslike hout geword. Vir 'n tiener beteken dit, Yeshua verstaan jou woestynervarings, jou versoekings en jou uitdagings, want hy het dit self in 'n menslike liggaam beleef, maar met die krag van God. Ons lees in Eksodus 25 vers 31 tot 40 van die menorah, wat uit een stuk suiwer goud geslaan was en die enigste bron van lig binne die heilige deel was. Sonder die menorah sou alles binne in die Mishkan in totale duisternis gewees het. In Markus 4 vers 21 tot 25 waarsku Yeshua dat 'n lamp nie onder 'n emmer weggesteek moet word nie. Die suiwer olie wat die 7 vlamme aan die brand gehou het, wys na die Heilige Gees wat deur die woord werk. Vir ons is om Abba Vader se woord te bestudeer die hoogste vorm van aanbidding, en dit is die brandstof wat die lig laat skyn. Nou het ek 'n uitdaging vir jou. Is jou lig onder 'n emmer? Net soos die priesters elke dag die lampe moes versorg, moet jy daagliks die woord bestudeer om jou lig helder te hou. Sonder die olie van die woord raak jou getuienis in die skool vinnig flou. Soos ons al reeds gesê het, die menorah is die simbool vir die woord van God. Ons lees in Psalm 119 vers 105, U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Die menorah bestaan uit
verder uit 6 takke en 'n sentrale stam met altesaam 7 olielampies. Op elk van die 6 takke was daar 3 stelle knoppies, kelkies en blomme. Altesaam was daar 9 individuele items op elke tak. Op die middelste stam moes daar 4 stelle van 3 wees, so altesaam 12 individuele items op die stam. Die menorah het takke van die stam na links en regs wat die boeke in die Ou Testament en die boeke in die Nuwe Testament verteenwoordig. Aangesien die Ou Testament die fondament van die hele woord van Abba Vader is, word die middelste kandelaar deel van die 3 takke wat die kant van die menorah in die Ou Testament verteenwoordig. Die menorah in die Ou Testament uit die middelste kandelaar en sy 12 stukke plus die 3 takke met altesaam 27 individuele items gee 'n totaal van 39. En dit is presies die aantal boeke in die Ou Testament. Dit laat die ander kant met 27 individuele items oor, wat die 27 boeke in die Nuwe Testament voorstel. Altesaam 66 individuele items aan die menorah wat die totale woord van Abba Vader voorstel, want daar is 66 boeke in die woord. Abba Vader sê vir Moses om 'n menorah te maak, wat Yeshua, die woord, verteenwoordig, ongeveer 1500 jaar voordat Yeshua se geboorte. Abba Vader het alles met soveel presisie beplan. Niks is toevallig nie. Kom ons bespreek nou 'n bietjie van die ander meubels wat in die tabernakel gevind was. So ons lees in Eksodus 25 vers 10 tot 22 van die ark en die versoendeksel. In die allerheiligste deel, agter die gordyn, het die ark van akasiëhout gestaan. Bo-op was die versoendeksel van suiwer goud met 2 cherubs wat na mekaar kyk. Dit is die plek waar bloed gesproei is, waar God se regverdige oordeel oor die wet en sy genade mekaar ontmoet. Yeshua is ons versoendeksel. In hom word ons skuld bedek deur sy bloed. En dan het ons ook die tafel met toonbrode in Eksodus 25 vers 23 tot 30. Hierdie tafel moes altyd offerbrode op hê. Dit simboliseer gemeenskap. Yeshua nooi ons uit na sy tafel as die brood van die lewe, wat ons diepste honger na aanvaarding stil. In Eksodus en later in Salomo se tempel, 1 Konings 6, het God tussen sy mense gewoon in 'n gebou van klip en sederhout. Maar in Johannes 1 vers 14 lees ons dat die woord vlees geword het en onder ons kom tabernakel het. Yeshua het die fokus verskuif van uiterlike geboue na die innerlike mens. In Markus 3 vers 13 tot 14 roep Yeshua sy disippels teen 'n berg op, nie om fisies 'n tent te bou nie, maar om by hom te wees. Dit is die nuwe tabernakelmodel. Teenwoordigheid deur verhouding. Nog meer lees ons in Johannes 14 vers 16, dat God 'n helper sal stuur wat altyd by ons sal wees en deel word van ons. Die Heilige Gees woon in jou. Wanneer jy Yeshua volg, word jy 'n draer van die Mishkan. Jy neem God se teenwoordigheid na jou klaskamer, op die sportveld en op jou sosiale media platforms. Die Mishkan was net 'n skaduwee vir 'n groter realiteit. En soos ons nou gesien het, dit was alles Yeshua se koms. En dit is my en jou werk vandag om te terma, om ons talente te bring en alles vir sy koninkryk te gee. Want jy is 'n lewende steen in Abba Vader se nuwe tempel. Net soos Moses die tabernakel presies volgens die plan moes oprig, vra Abba Vader dat ons lewens met sorg en heiligheid sal bou. Nou kom ons kyk bietjie wat is hierdie boustappe prakties neergelê vir jou. So eerstens, bring jou terema. Wat is die vrywillige offer van jou talente? Moenie wag vir 'n opdrag nie. Bied jou gawes aan vir Abba Vader se koninkryk. Dan stap 2, soek die versoendeksel. In Eksodus 25 vers 22 word die versoendeksel beskryf as 'n moed, 'n ontmoetingsplek of appointment. Abba Vader sê ek sal jou daar ontmoet. Gebed is nie net praat nie, dit is 'n afspraak met die stem van God.
Sit jy die afspraak in jou kalender? Prioritiseer jy die afspraak? En dan stap 3, bly in die lig. Beskou jy Bybelstudie nie as 'n taak nie, maar as jou hoogste vorm van aanbidding, wat jou lamp aan die brand hou te midde van die wêreld se duisternis? God bou nie meer net in goud en hout nie. Hy bou in jou. Onthou sy belofte in 1 Konings 6 vers 13. Ek sal tussen die Israeliete woon en nooit my volk in die steek laat nie. Abba Vader is hier en hy is by jou en hy bou 'n meesterstuk deur jou lewe. Gebruik die bouplan van die tabernakel as jou gids na intimiteit met Abba Vader. Shalom.